Liewe vriende, baie dankie vir die voorreg wat ek het om op hierdie Aswoensdag by jou te kuier. Dis 'n besonderse dag. Dit is die dag waarop ons aan die vooraan staan, aan die begin staan van lydingstyd. En die Aswoensdag kom, net om jou weer te herinner, kom van die palmtakke wat tradisioneel gesê is voor Jesus neergelê is met sy intog in Jerusalem. Skare wat geroep het, Hosanna aan die seun van Dawid, en dan met Aswoensdag word hierdie palmtakkies word dan nou eintlik verbrand tot as, om te dink ook aan Jesus wat sy lewe kom gee. So dit is regtig vir my 'n voorreg om hierdie Woensdag net weer saam met jou te kuier. Lydingstyd, wat Aswoensdag dan nou inlei, is tyd van reflektering, van bietjie nadink oor 'n mens se eie lewe, bietjie reflekteer oor die Here, oor wie hy is, en ek wil regtig vir jou in hierdie tyd uitnooi om in hierdie lydingstyd regtig reflekterend na te dink. Die spieël hier agter is eintlik vir my 'n simbool daarvan. Ons ken almal 'n spieël. Dit is eintlik maar refleksie van is my hare deurmekaar. Maar Jakobus sê ons moet nie te vinnig by die woord van die Here wegdraai van die spieël af nie. Want belangriker as ons deurmekaar hare is ons deurmekaar harte. En in lydingstyd wil ons so 'n bietjie daarop reflekteer. Ons wil reflekteer op wat dit vir Jesus beteken het om sy lewe af te lê vir ons. So ek wil vir ons lees hierso uit Hebreërs 12 uit, wat nogal vir my help om te reflekteer. Die skrywer sê hierso, terwyl ons 'n klomp skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van ons geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Hy sit aan die regterhand van die troon van God, hou hom voor oë wat so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Lydingstyd help ons om ons geestelike lewe weer te vernuwe. Ons dink aan hierdie groen palmtakke, waar ons baie keer sê, Hosanna vir die seun van God. Maar vriende, ek is ook bewus van my gebreke. Ek is ook bewus daarvan, dat ek ook deel is van die skare, wat 'n paar dae later aanskree, kruisig hom. En daarom wil ek reflekteer, wil ek nadink daaroor, en wil ek hierdie sonde aflê. Ek doen dit met die oog gerig op Jesus Christus, en nou skryf die Hebreërbrief so mooi vir Jesus wat die oog gehou het op dit waarvoor die Vader hom gestuur het, nie vir die skande van die kruis teruggedeins het nie. So ek nooi jou uit ook in hierdie tyd. Kom ons reflekteer, kom ons staan so 'n bietjie stil in die spieelbeeld van wie ek is, maar ook die spieelbeeld van wie Jesus is. En mag dit dan wees dat dit ook waar is van ons lewe, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Baie dankie. Ek wil graag afsluit vir ons met 'n gebed. Here Jesus, baie dankie dat U nie teruggedeins het nie, dat U volhard het. Baie dankie Here dat ons ook in hierdie tyd kan reflekteer oor ons eie lewe, en Gees van God dat U ook in hierdie tyd vir ons wil vernuwe. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees bid ek dit. Amen.